Goeiedag sê familie en vriende, elke luisteraar, u is gegroet in die wonderlijke naam van die Here Jesus Christus. Is altyd weer eens 'n voorreg om weer eens op Kruiskyk te kan praat rondom die woord van die Here. Ek wil hê julle moet vandag die boodskap wat julle luister, moet julle share met iemand, sodat iemand anders aan die buitekant ook die woord van die Here kan hoor en weet dat die Here het 'n plan met elkeen van ek en u se lewens. En dis hoekom dit belangrik is dat ons hierdie YouTube moet share, die Facebook moet share, sodat iemand anders kan hoor dat die Here is nog nie klaar met hom nie. En ek wil vandag konsentreer op hierdie onderwerp. Die Here het my nog nie vergeet nie. Yes, dis die titel van die boodskap. Die Here het my nog nie vergeet nie. Kom ons lees vandag in die boeke van 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 vers 7 sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien God nie, van die mens sien aan wat voor is, maar die Here sien die hart aan. Vers 11, as die boodskap waaroor ek wil praat, dat die Here het jou nog nie vergeet nie. Vers 11 sê, verder het Samuel aan Isai gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isai, stuur hom en laat hom haal, want ons mag nie aan tafel gaan sit, voordat hy hier kom nie. Vers 7 weer, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien God nie, van die mens sien aan wat voor is, maar die Here sien die hart aan. Ek wil hê, u moet dit vandag hoor, dat die Here het jou nog nie vergeet nie. Ons lees in die boeke van 1 Samuel 16, lees ons dat die Here gee opdrag aan Samuel om David as koning te gaan salf. Die Bybel sê dat Saul was ook gesalf as koning, maar Saul, as gevolg van Saul se hoogmoed, het die gees van die Here vir Saul verlaat. En Saul het aan die einde van die dag gedink, hy kan groter is as God. En hy is almagtiger as God. En die Here het die koningskap van Saul af weggeneem. En hier sit 'n volk in die boeke van Samuel in die Ou Testament, sit hier die volk bekommerd. Die volk weet nie watter kant toe om te gaan nie, van hulle is op soek na 'n koning. En die Bybel sê dat die Here sê aan Samuel, gaan af na die huis van Isai toe, gaan sal vir my daar as 'n koning. En hier was die volk mismoedig, en het nie geweet watter kant toe om te beweeg nie. En die Here sê aan Samuel, waarom treur die volk oor 'n koning, terwyl ek al reeds iemand oprig, en ek wil iemand salf as 'n koning. En die Bybel sê, en die Here gee opdrag aan Samuel, gaan na die huis van Isai toe, ek wil daar iemand salf as koning, omdat die Here het 'n plan met elkeen van ek en u se lewe. Dis hoekom die Here vandag die program hier gesit het, sodat iemand moet hoor na die goeie nuus, na die woord van die Here wat uitgaan. Miskien sit jy dalk daar vandag, mama, papa, jong man, jong dame, en jy luister na die boodskap, en jy voel dat die Here jou vergeet het, en jy dink dat die Here nie weet waardeur jy gaan nie. Miskien voel jy al asof die lewe ineenstort vir jou, en jy voel jy gaan nêrens kom in die lewe nie.
en jy voel vandag, jy wil selfmoord pleeg, jy voel nie meer om aan te gaan op die pad van die Here nie. Jy voel vandag, miskien as jy 'n familielid, en jy voel dat jou broer of jou suster word voorgetrek, en jy voel dat niemand gee om vir jou nie. Miskien is iemand daar wat vandag luister na die boodskap, en jy weet, jy het baie dinge gedoen vir sekere mense in jou lewe, en hulle het hulle rugte gedraai op jou, en jy voel dat die wêreld is, jy voel kwaad vir die wêreld. Miskien het jy sit vandag daar, en jy luister na die boodskap, en jy kyk na jou omstandighede, en die duiwel sê vir jou vandag, meneer, mevrou, dat jou omstandighede is groter en sterker as jy. Die duiwel is 'n leienaar, hy het gekom om jou te bemoedig vandag, om jou te sê dat die Here jou nog nie vergeet nie. Die Here weet van jou, die Here weet waardeur jy gaan. Die Here ken elke haar op jou hoof, die Here is 'n hartekenner, hy's 'n nieretoetser. Ek het gekom vandag net om 'n bietjie jou geloof op te tel, om jou net vandag 'n bietjie te bemoedig, om jou net 'n bietjie te help. Die Bybel sê, en terwyl die Here vir Samuel stuur na die huis van Isai toe, bring Isai al sy seuns voor Samuel. En daar en Isai het 8 seuns gehad. En die Bybel sê dat hulle bring sy eerste seun. En die Here sê aan Samuel, Samuel, jy kyk nie na sy voorkoms nie. Van wat die mens sien die Here nie aan nie. Die mens sien aan wat voor is, maar die Here ken die hart. En miskien sit ek en u vandag daar en weet op 'n tyd het ek en u die Here gedien. En ek en u het gehardloop vir die evangelie. En ek en u was altyd deur daar vir die dinge van die Here. Maar op die pad het ek en u seer gekry. En op die pad het ek en u besluit, ons raak mismoedig, ons raak afvallig, en ons gooi handdoek in. Ek het gekom om vandag met so iemand te praat, deur so iemand te sê, dat die Here het jou nog nie vergeet nie. Ek en u is wel nog nie waar ons moet wees nie, maar ons is definitief nie op die plek waar ons was nie. Die Here besef hoe belangrik het is dat daar iemand is in daardie plek. En die Here sê, ek wil 'n nuwe koning salf. Ek wil 'n nuwe koning oprig. En ons leef in 'n tyd familie en vriende, wat ek en u rolmodelle het. Maar ons moet ook verstaan, is in die tyd wat die Here die kerk en ons as familie, ons as gemeenskap wil terugvat na die kruis toe. Sodat ons besef wat die Here gedoen het aan die kruis vir ek en u. Sien wat gebeur in die Ou Testament, familie en vriende, dan moet 'n mens werk om in guns te kom van iemand se lewe. Maar in die Nuwe Testament moet ons net glo. Ek en u is vandag net, ons kan vandag ons deurbraak ontvang, en ons kan vandag ons verandering van ons lewe, kan ons vandag ontvang as ek en u net terugkyk na die kruis toe. 2000 jaar terug het hy aan die kruis gesterwe vir ek en u, maar ek wil konsentreer op die gedeelte. Die Here gee dan opdrag aan Samuel, gaan jy dan nou na die huis van Isai toe, van ek wil iemand salf as koning. Nooit in Dawid se drome het Dawid gedink dat die Here van hom weet nie, en dat die Here weet waardeur hy gaan nie. Dawid is die een wat die psalmdigter skryf, en hy skryf dat die Here is sy herder en niks sal hom ontbreek nie, al gaan hy ook deur 'n dal van doodskade. Weet, Dawid skryf hierdie besonderse psalms. Dawid skryf ook hierdie psalmdigter in die Psalm 51 ook, wat Dawid ook hy die belydenis doen. En Dawid is iemand wat die Bybel sê, 'n man so na aan God se hart, maar Dawid het ook gefouteer. Die Bybel sê dat ook dat die einste Dawid, wat die oogappel van die Here is, 'n man so na aan God se hart, hy het gesondig. Maar Dawid het vir homself gesê, ek gaan nie stil sit en agteroor sit en toelaat, laat my omstandighede vir my gaan weerhou, om te doen wat die Here wil hê ek moet doen nie. Dawid skryf ook in die boeke, en hy sê, laat my liewer staan by die drempel van die Here, en dit was vir my goed, toe ek hoor om op te gaan na die huis van die Here toe.
David was die een wat skape opgepas het, wat gewerk het. Die Here David raak gesien. Die Here sien ek en u raak, maak nie saak wat se werk ek en u vandag het nie, hoe gering ek en u se werk is vandag nie, maar die Here sien ons raak. En ek en u moet die werk wat die Here ons gegee het op aarde, om het te doen. Die Bybel sê, doen jou werk asof jy die Here dien. Die Bybel sê, en David het die skape opgepas, elke tyd as 'n leeu kom of 'n beer kom, het David die skape bewaar, beskerm teen hierdie leeu en teen hierdie beere. Met ander woorde, die Here het al klaar gesien, in David is daar leiereienskappe. David het die leiereienskappe. En die Here weet hoe was David oor sy werk. En die Here het geweet, die Bybel sê, en David het die skape opgepas. Hy het die skape beskerm. David was 'n vasbeslote. David was presies op sy werk. En die Here het vir homself gesê, maar ek het iemand nodig wat ek wil oprig in die tyd, om vasbeslote te wees vir die kudde van die Here, wat vasbeslote is, wat weet wat hy soek, wat verstaan die belangrikheid van beskerming. En die Here het vir David getoets deur David te kyk. En ek kom vandag na iemand toe en ek sê, die Here hou jou al vir 'n geruime tyd dop. Die gees van die Here is al op 'n geruime tyd op jou lewe, die oog van die Here is al 'n geruime tyd op jou lewe. Die Here weet wat ek en u insit. En die Here sal oog sien alles raak. En David het dalk gevoel, die vyand het David dalk gesê, jy kan die beere so mooi weghou van die skape af, die leeu's, maar die Here het jou vergeet, jou familie het jou vergeet, jou pa het jou vergeet, jou broers het jou vergeet, maar die Here bemoedig vir David, deur vir David te sê, David, jy is die einste een, wat hierdie psalmdigter geskryf het, deur te sê, die Here is jou herder, niks sal jou ontbreek nie, en die Here sien David se karakter, en die Here sien David se uithou vermoë, se deursettingsvermoë, omdat jy karakter het, en jy deursettingsvermoë, en jy het uithou vermoë, dat is hoekom die Here vandag hierdie boodskap stuur na jou toe, sodat jy kan luister, dat die Here het jou nog nie vergeet nie. Ons gaan nou sien in hierdie verhaal in 1 Samuel 16, hoe ek weet dat die Here jou nog nie vergeet het nie. En terwyl Samuel gaan na die huis van Isai toe, die probleem is, Isai was die pa van hierdie seuns, maar hy het een van sy seuns vergeet. Ons lewe in 'n tyd, familie en vriende, wat mense van jou vergeet, omdat mense dink aan die einde van die dag, dat die Here het wit voetjies, en hy sien jou as 'n swart skapie, maar die Here het nog nie vergeet van jou nie. En die Here wil net weer eens karakter kom bou in die huis van Isai. En Samuel kom in die huis, en die Here sê, jy kyk nie na sy voorkoms nie. Baie mense word geflous vandag, wanneer hulle sien iemand het 'n suit aan, dan dink hulle sommer, dis 'n prediker. Wanneer iemand 'n das aan het, of die ouers mooi aangetrek, dan wil hulle ons sommer dink, dis 'n prediker. Ek is eintlik oorspronklik van De Aar in die Noord-Kaap. Op 'n tyd nooi ek familie en vriende, ek nooi 'n jongman saam met my na die diens toe. En die jongman het nie 'n persoonlike verhouding met die Here nie. En my begeerte was net om hom te kry in die huis van die Here, sodat die Here sy lewe kan verander. Dit wys jou net in vandag se tyd, familie en vriende, as ek en u nie geestelik ingestel is nie, dan sal ons so maklik foute maak. En as Samuel geestelik ingestel was nie, het Samuel 'n fout begaan. Maar hoekom weet ek, Samuel het nie die fout begaan nie, van die Here het hom die opdrag gegee. Die rede hoekom ek en u so baie foute maak in Suid-Afrika, is omdat ons beweeg deur ons eie stem. Ons word nie beweeg deur die stem van die Here nie. En daar trek die man ook 'n suit aan, terwyl hy jongman sien, ek het 'n suit aan.
En hulle sit die jongman saam met my voor in die kerk in. Because die diensleier kyk aan wat voor is. En hy wil toe die jongman vra om die diens te open met gebed. En die jongman het nog nie die Here gedien nie, hy weet nie wat het is om te bid nie. En net daar is die pastoor geestelik ingestel en hy wys die diensleier dat hy nie die jong man kan vra om te bid nie, want die diensleier kyk aan wat voor is. En hy dink ook sommer die jong man is 'n pastoor of 'n prediker. Ons lewe in 'n tyd familie en vriende, laat ons nie moet geflous word deur die besittings en die mooiheid, die klere wat ons aantrek, die karre wat ons ry nie. En ons wil sulke mense, dis hoekom ons vandag se tyd ook baie mense kry in kerke in, wat mense ouderlinge maak en evangeliste en pastore in kerke, omdat sekere mense kan groot tiendes betaal. Maar ek kom vandag met die boodskap en ek wil iemand vandag waarsku. Dieselfde die Here aan Samuel gesê, direk het God tot Samuel gespreek en het gesê, jy kyk nie na die voorkoms nie. En ek maak vandag daar die verklaring oor elke kyker dat ons nie die fout sal maak deur te doen wat ons dink is goed om te doen nie. Laat ons die Here raadpleeg en vra, Here, is dit regtig nou die regte tyd? Is dit die persoon wie U wil hê ons moet in posisie sit om ons vorentoe te vat? Terwyl hulle die eerste seun bring, sê die Here, jy kyk nie na sy voorkoms nie. Samuel wil die eerste seun salf, maar die Here sê, dit is nie hy nie. En die eerste een was so bly, terwyl hy hoor, die Here stuur Samuel na die huis van ons toe, om iemand te salf as koning was, hy so opgewonde, hy dalk gedink, hy is die oudste seun, dat die Here hom gaan, dat sy pa gaan toelaat, dat hulle hom sal salf as koning, maar die Here het gesê, is nie hy nie, en die tweede een het in afwagting gewag, hy het homself verlekker, want hy het vir homself gesê, as dit nie my broer is nie, gaan dit definitief ek is, die Here gaan my salf as koning, maar die Here sê, dit is ook nie hy nie, en die derde een staan daar, terwyl hulle in lyne staan, in vandagse tyd familie en vriende, veg ek en u vir posisies, maar die Here is die een wat ons in posisie sit. Dis hoekom ek baie maal die ding doen, wanneer ek preek op 'n preekstoel, dan noem ek baie maal die ding, en dan sê ek vir baie mense dit, dat die pulpit van die preekstoel gebruik ek nie as 'n plek om in kompetisie te wees nie. Ek gebruik die pulpit as 'n plek om in posisie te wees. En daar amper salf hulle die derde persoon, want die derde persoon sê dan nou, die Here het op die derde dag uit die doodheid laat opstaan het, en is vandag my season om op te staan, maar die Here sê, dit is nie hy nie. Vierde persoon bring hulle, en hulle wil homself as koning van hulle Dawid vergeet, maar die duiwel is 'n leienaar, maak nie saak hoeveel was voor jou nie, die Here weet van jou, die Here weet wanneer dit die regte tyd is, en ek wil draai deur jou te sê, dit is nou die regte tyd, dat die Here jou gaan uitbring van jou backstage af, waar jy skape oppas, waar mense te neer gekyk het op jou, waar hulle gedink het, jy gaan nergens kom in die lewe nie, gaan die Here gebruik die platform om aan jou bewus te maak, dat hy jou nog nooit vergeet het nie, dat hy weet van jou, en dat hy jou wil bring voor konings. Ek maak dit los vandag, oor elke luisteraar se lewe. Jy het die Here gedien op 'n tyd, en jy moet opgegee, maar die Here is hier om jou op te tel. Die Bybel sê, die Here vra in hierdie gedeelte, ek wil sluit deur te sê, die Bybel sê, en hulle vra, is daar nie nog iemand oor in die huis? Nie het jy nie nog een seun nie, en die Bybel sê, ons het nog een seun, hy's 'n skaapoppasser, is 'n bewys dat die Here het vir Dawid onthou. Meneer en mevrou, die Here het jou onthou, hy weet van jou.
Hy weet jy weet, jy het slapelose nagte. Mama, papa, jy het slapelose nagte. Jy is bekommerd oor waar jou kinders is. Die Here weet van jou. Wil afsluit deur te sê, die Here weet van jou. Samuel sê aan Isai, ons kan nie aan tafel sit, alvorens Dawid nie opgedaag het nie. Kom is ons land nog soos ons land is? Van ek en u het nog nie opgedaag nie. Die Here gebruik vandag die uitsending om iemand te gaan haal. Die Here roep jou meneer, mevrou, die Here roep jou. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Vader, ek kom vandag in die naam van Jesus Christus. Ek bid vandag, Here, elke persoon wat geluister het na hierdie boodskap, Here, wat op die punt staan om sy eie lewe te neem, wat moeg geraak het op die pad, Here, bid ek vandag, Here, dat u 'n Samuel sal oprig, om so mens op te tel, Here, om so mens uit die laagtes uit te gaan haal en bring hom, Here. Ek maak 'n verklaring vandag, Here, dat ons sal rekords breek in die jaar. Vat u ons van krag tot krag, van sterkte tot sterkte, van oorwinning tot oorwinning. Ek maak die seën van die Here los oor elke persoon se lewe. En Here, hulle wat wil kommenteer op hierdie program, wat negativiteit wil kom en sny ek af, ek kanselleer elke negatiewe woord en ons maak die gees van die Here los oor ons land, oor ons dorp. En nou sê die Psalm 4 se laaste gedeelte wat sê, en ek sal in vrede aan die slaap raak, van die Here alleen laat ons in veiligheid woon. Die Here seën. Geseën familie en vriende, baie dankie vir julle wat ingeskakel was. My gebed is regtig dat die Here julle sal seën, en as julle enige gebed nodig het, kan julle kontak maak met die volgende nommer wat julle sien op hierdie program. Die Here seën u, Evangelist Nathan, al die pad uit Saldanha. Geseënde dag. Amen.